Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ek wonder, waaraan dink jy as ek sê Jona, die boek van Jona? Miskien dink jy aan die vis, miskien dink jy aan ongehoorsaam. Maar in Jona 3, as ons Jona 3 lees, dan dink ons aan iets anders. Ek lees die eerste 2 verse. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. As ons aan Jona 3 dink, dan kan ons eintlik vir mekaar sê, een groot tema loop deur Jona 3. En dis die tema tweede kanse. Tweede kanse. Nou ons kan lank daaroor praat, maar sommer net op 2 vlakke. Aan die een kant kan ons mekaar sê, Jona het deur sy ongehoorsaamheid, het hy God se plan met sy lewe gemis. Maar God gee vir Jona 'n tweede kans om die doel, die sin van sy lewe te leef, God se plan met sy lewe te leef. God is 'n God van tweede kanse. Nou ek en jy, ons het 'n goddelike doel. Ons het 'n rede hoekom God wil hê ons moet lewe. Maar daai goddelike rede word net geleef wanneer ons aan God gehoorsaam is. Partykeer maak ons verkeerde keuses. Draai ons selfs ons rug op die Here. Maar die Here gee vir ons altyd 'n tweede kans om saam met hom op die lewensreis te wees. Maar ons lees die tema van tweede kanse ook wanneer ons dink aan Ninive, die hoofstad van Assirië, 'n goddelose stad. God sê vir hulle deur die profeet Jona, ek gee vir julle 'n tweede kans. So God se hart is 'n hart van tweede kanse. God se hart is nie 'n hart van afskryf en een kant toe stoot en wegskuif nie. Tweede kanse. Maar nou is daar 'n ander ding wat ons baie duidelik vir mekaar moet sê. Jona en die stad Ninive moes daai tweede kans aangryp. Jona moes gesê het, ja Here, hierdie keer sal ek gaan, u gee vir my 'n tweede kans en ek gryp dit aan en ek lewe u plan vir my. Ninive, die inwoners moes gesê het, Here, u waarsku vir ons deur Jona en ons gryp die kans aan. So ek en jy wat tweede kanse kry, moet dit aangryp. Maar dan, en dit kom eintlik uit Jona 4 uit, moet ons vir mekaar sê, hoeveel tweede kanse gee ons weer aan ander? Baie keer sal ons mense afskryf, sê ons sal jou nooit vergewe nie. Ek wonder, hoe sal huwelike lyk as ons vir mekaar bereid is om 'n tweede of 'n derde of 'n vierde kans te gee? Hoe sal gesinne lyk? Hoe sal vriendskappe lyk? Hoe sal kollegas lyk as ons leer om ook soos God tweede en derde en vierde kanse te gee? Dis 'n tyd om die tweede kans wat God vir jou gee, vir my gee, te gebruik, maar dalk is dit tyd om die tweede kans te gee weer. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.